Welkom by week 1 van Kunskap. Indien jy nog nie die eerste studie gedoen het nie, stop hierso en gaan doen eers die eerste studie voordat jy die video verder kyk. Het jy al ooit gewonder of jy werklik 'n kind van God is? In Romeine 10 vers 9 lees ons: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Ek weet hierdie een ding van baie mense is, hulle sukkel met geloofsekerheid. En hier's een ding wat die Here werklik wil hê jy moet hê. En dis geloofsekerheid. Hy wil hê jy moet sekerheid hê oor wie jy is in Jesus. In Hebreërs 10 vers 22 lees ons: Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Alhoewel sekerheid 'n goeie ding is valse sekerheid baie gevaarlik. Om die waarheid te sê, valse sekerheid maak dat jy die ewige dood in die oë kan staar en jy dit nie eers weet nie. En baie mense het valse sekerheid omdat hulle verkeerde idees het rondom die evangelie. Hulle baseer hulle verhouding met die Here, hulle baseer die feit dat hulle moontlik gered of ongered is op onwaarhede. Kom ek gee vir jou 'n paar. Hier's 4 maniere hoe ek nie 'n kind van die Here word nie. Nommer 1, deur geboorte. Niemand word gebore as 'n kind van die Here nie. En dis belangrik om te weet. Ek en jy word gebore as sondaars. Nommer 2, baie mense dink as hulle in die kerk groot geword het in 'n geestelike huis waar die ma en die pa die Here gedien het, dat hulle outomaties kinders van die Here is. En dis ook nie waar nie. En die derde manier hoe mense dink hulle word kinders van die Here is deur om gedoop te word. Of dit nou is deur as 'n babatjie gedoop te word of as 'n volwassene of as enige ander manier, maar dit maak jou ook nie 'n kind van die Here nie. En die vierde manier hoe mense dink hulle word kinders van die Here is deur om net goeie gemiddelde lewens te leef en te probeer om nie te veel sonde te doen nie. Maar die realiteit is, daar's slegs een manier om 'n kind van God te word. En dis deur wedergeboorte. In Johannes 3 vers 1 tot 5 lees ons dat Nikodemus in die aand na Jesus toe kom. Nou Nikodemus was 'n Fariseer en ons kan uit alles wat ons weet van Nikodemus aflei dat hy was eerlik. Hy was eerlik, hy het alles probeer doen wat God behaag. En hy het 'n goeie lewe, hy was 'n Jood, hy was besny, hy het teologie gaan swat, hy het alles gedoen wat hy moes doen in die kerk. Maar hy kom in die aand na Jesus toe. Hy kom in die aand na Jesus toe omdat hy eintlik maar skamerig is om met Jesus te assosieer. En hy sê vir Jesus hierdie woorde: Rabbi, ons weet dat jy van God kom, want niemand kan hierdie wonderlike dinge doen as hy nie van God kom nie. Maar Jesus vat nie daai vleitaal nie. Jesus gaan dadelik na die kern van die saak toe en hy sê vir hom: Nikodemus, iemand kan net in die koninkryk van God inkom as hy wedergebore is. Dit moes 'n groot skok vir Nikodemus gewees het, om te dink dat hy doen alles reeds reg. Maar Jesus sê vir hom, dis nie reg nie, dis nie goed genoeg nie. Jy is dalk gebore as 'n kind van die Here, ja, in 'n Christelike huis, en jy doen dalk al die ander dinge reg, maar jy's nie 'n kind van die Here tot jy nie weergebore is nie. Nou kom ons praat 'n bietjie oor wedergeboorte. Wedergeboorte is 'n wonderwerk wat God in my lewe doen. Die oomblik wanneer ek besef ek is verlore en ek het 'n redder nodig. In daai oomblik draai ek na Jesus toe en ek gryp Jesus aan. Ek neem hom aan as my verlosser en ek bekeer, ek draai weg van my ou lewe af en ek sê daai is heeltemal gemors, ek wil niks meer met my ou lewe te doen hê nie. Ek het Jesus nodig. Die oomblik wanneer ek besef ek is 'n sondaar en ek het Jesus nodig om my te red, dan kom die Heilige Gees en maak my 'n kind van God. Hy gee vir my wedergeboorte. Ek wil die evangelie opsom in 'n paar hooftrekke vir jou. Hier's 'n paar belangrike goed wat jy moet weet en jy kan dit neerskryf. Eerste ding wat ek en jy moet weet is, God het 'n goeie plan. Hy het 'n goeie plan vir jou en hy het 'n goeie plan vir my. In Johannes 10 vers 10 lees ons: 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Maar, sê Jesus, ek het gekom om vir jou lewe te gee en dit in oorvloed. Nou kom ons gaan terug na Nikodemus toe. Waar was Nikodemus? Nikodemus het buite die koninkryk gestaan. Hy was waar die dief hom beroof. En dit mag wees dat jy dit ook beleef. Jy beleef dat die dief jou kom beroof van jou vreugde, beroof jou van jou vrede. En eintlik weet jy, alhoewel jy alles probeer doen, kan jy niks self doen om gered te word nie. Aan die ander kant, wanneer ons Jesus aanneem, kry ons hierdie lewe in oorvloed. En hierdie lewe in oorvloed is om 'n werklike verhouding met God die Vader te hê en hom as Vader ken. So, die Here het 'n goeie plan met ons, maar ons het 'n probleem. In Romeine 3 vers 23 sê, almal het sonde gedoen en dit maak dat hulle ontbreek aan die heerlikheid van God. Dis reg, jy het sonde gedoen en ek het sonde gedoen. Nou hoekom is dit so? Want ek en jy is in sonde gebore. Van Adam en Eva se sondeval af is almal regdeur hierdie hele wêreld, almal van ons in sonde gebore. En dit maak dat ons sonde doen.
Kom ek vra gou vir jou. Blaf 'n hond omdat hy 'n hond is of is hy 'n hond omdat hy blaf? Hier is 'n belangrike vraag en miskien moet jy eers hieroor nadink. Blaf 'n hond omdat hy 'n hond is of is hy 'n hond omdat hy blaf? En jy kan hierdie vraag maklik vra. 'n Hond wat minder blaf, is hy minder hond? En die antwoord is nee. Of 'n hond wat glad nie blaf nie, is hy glad nie 'n hond nie. Hy's nog steeds 'n hond. En net so, al doen ek minder sonde of baie sonde of selfs bietjie, maak dit my nie minder 'n sondaar nie. Ek is nog steeds 'n sondaar. Romeine 6 vers 23 sê die loon van hierdie sonde wat ek en jy doen, is ewige dood. Dis reg. Almal van ons is van geboorte af op pad hel toe. Dis die ewige straf vir sonde wat ek en jy gedoen het. Niemand verdien om in die hemel te wees nie. Dis hoekom Paulus sê in Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. Maar, en dis 'n groot maar, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Jesus Christus. En dis die volgende belangrike ding wat ons moet weet van die evangelie. In Johannes 3 vers 16, en dis die ou sonnaskoolletjie wat ons ken, sê Johannes, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun Jesus Christus gegee het, om in die kruis te sterf, in my en in jou plek, as die prys om te betaal vir my sonde en vir jou sonde. Hy het in die kruis gesterf, sodat almal wat ons geloof en ons vertroue in hom sit, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar daar's 'n voorwaarde, en dit is Handelinge 2 vers 38. Dit sê, ek en jy moet bekeer, en ons moet ons laat doop. As ons so die Here Jesus aanneem, word ons gered en ontvang ons die Heilige Gees as gawe. Hierna sê Jesus in Matteus 10 vers 22, ons moet volhard tot die einde toe. Dit beteken, ek moet die res van my lewe toewy en in oorgawe aan Jesus leef. En dit is die pad van redding. Dit is die evangelie in 'n baie eenvoudige manier verduidelik.